Weer eens goeiemôre aan elkeen en so kan die kykers wat ingeskakel is op die kanaal. Ek glo en vertrou dat ons vanoggend 'n seëning sal ontvang in die huis van die Here. Kom, ons buig die hoofde. Liewe, ek vra dat U asseblief vanoggend ons harte en ons gedagtes mag kom stil maak en dat U ons ontvanklik mag maak vir U boodskap, Heer. Mag ek wegraak in U teenwoordigheid en mag elkeen van ons asseblief vir rykie weggaan. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil net die verhaal vir die slideshow daar op die skerm kan aan die gang kry. So vanoggend is die titel van my praatjie die slawe van geregtigheid, soos wat julle daar kan sien met aanleiding van 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. En ek het aan hierdie gedagte gedink toe ek nou weer vir die eerste keer in 'n baie lang tyd blootstelling gekry het aan die geskiedenis van ons Afrika-kontinent eintlik meer spesifiek en die slawehandel wat eintlik hier geheers het in die tydperke tussen die 16de en die 19de eeue. So dit het bekend gestaan as die transatlantiese slawehandelsroete en dit het deel uitgemaak van 'n driebenige, hoe kan ek sê, roete wat gevolg was met uitvoer en invoer van sekere kommoditeite. En van Afrika of van Europa af na Afrika toe, het hulle dan nou vuurwapens en materiaal en wyn geskeep van Europa af na Afrika toe. Van Afrika af Amerika toe het hulle natuurlik die mense vervoer of geskeep. En van Amerika af terug Europa toe was dit koffie en suiker geweest. So het elkeen van hierdie lande bietjie van 'n ander behoefte gehad. En volgens die kenners op hierdie onderwerp is daar 'n raming tussen 10 en 12 miljoen mense in hierdie tydperk tussen die 16de en die 19de eeu geskeep as slawe. En waarvan meeste van hulle eintlik nou maar Amerika toe was, alhoewel daar 'n paar eilande ook was waarna toe hulle geskeep was. Wat dan nou beset was deur die Spaanse en die Portugese kolonies. Hierdie vaarte het tussen weke en maande geduur. Dit was nie 'n vinnige rit gewees nie, afhangende van seekondisies en waar hulle oral moes omgaan. En hierdie mense het oor die algemeen in baie onherbergsame omstandighede op hierdie skepe moes bly. En baie het natuurlik dan nou dit nie gemaak tot by die eindbestemming nie en natuurlik geboet met hulle lewens daarvoor. Daar word melding gemaak dat die kapteine van hierdie skepe net betaal was vir die hoeveelheid lewendige slawe wat hulle aangebring het aan die ander kant. So hulle het nou volgens die bronne hulle bes gedoen om die mense so gesond as moontlik te probeer aan die ander kant bring. Dat hulle natuurlik betaling kan kry. Maar die realiteit van die saak is dat hulle eintlik maar net aan die lewe gehou was om daar uit te kom. So daar's min persoonlike getuienisse eintlik van die oorlewendes wat aan die ander kant uitgekom het. Hulle is maar onmiddellik as slawe weggeneem. Baie min van hulle het eintlik 'n beter lewe aan die ander kant gekry, soos wat hulle ouer geword het. Maar een persoon wat so 'n bietjie meer insig gee met betrekking tot die omstandighede op hierdie skepe is, ek weet nie presies seker om die naam uit te spreek nie, maar is Olaudah Equiano, ek is nie seker nie, en hy het gelewe van 1745 tot 1797, en hy is ontvoer saam met sy sussie in Nigerië, en hulle is verkoop as slawe, as baie jong kinders, maar hy is een van die wat 'n beter lewe eintlik wil ek sê daarom uit dit uitgekry het. Hy het daarom in beter omstandighede kon aangaan en het nie net gewerk tot sy dood toe nie. Hy maak, of daar's 'n aanhaling in sy autobiografie wat sê die beknopte spasie, die hitte van die klimaat en die aantal mense in die skip wat so vol was dat elkeen skaars plek gehad het om homself om te draai, het ons amper versmoor. Dit het oorvloedige sweet veroorsaak, sodat die lug gou ongeskik geword het vir asemhaling. As gevolg van 'n verskeidenheid walglike reuke, het 'n siekte onder die slawe begin, waarvan baie gesterf het, en sodoende slagoffers geword het van die gierigheid van hulle kopers. Mense sou eerder die dood kies, as om in die omstandighede van hierdie skepe verder te moes leef.
En dit is wat baie keer ook gebeur het. Waar mense die geleentheid gekry het, het hulle oorboord gespring en selfmoord gepleeg en eerder in die see verdrink as om verder in hierdie omstandighede te wees. In 1807 het die Britte toe nou eintlik amptelik slawehandel afgeskaf en kort daarna Amerika in 1808. Maar volgens die bronne het die slawehandel eintlik steeds maar voortgeduur tot in die laat 1860s. In hierdie tydperk is ook die Skotse sendeling en avonturier en teenslawerny aktivis David Livingstone gebore op 19 Maart 1813. Hy het sy roeping na Afrika gevolg en het bekend geword daarvoor dat hy die eerste Europeër was wat die wyte van Afrika oorkruis het, om sodoende onder andere Afrika meer toeganklik te maak en verhoudings te versterk met Afrika se onderdrukkers. Hy maak ook melding van 'n persoonlike ondervinding oor hoe slawehandel in sy tyd in Afrika voortgeduur het op die Afrika-kontinent, wat wys dat dit nie eintlik afgeskaf was soos wat dit amptelik verklaar was nie. Of hy het sy reise eintlik maar oor Afrika redelik aantekeninge oorgemaak en dit is nou maar in sy leeftyd, in sy 33 jaar wat hy deur Afrika gereis het as sendeling, is dit nou maar basies waar hy oral heen gegaan het. En in sy dagboek het hy melding gemaak van sy reise en sy ondervindinge en hy het 'n paar goede neergeskryf wat ek toe nou raak gelees het en wat vir my baie interessant was. En dis waarby ek eintlik vanoggend net kortliks wil stil staan, is die woorde wat hy toe nou geskryf het en hoe ons dit kan deel maak van ons eie lewens en hoe dit van toepassing is op ons en ons geestelikheid en wat ons eintlik uit die woord van God uit kan leer daarvan. En die eerste ding wat ek op wil fokus vanoggend is wat hy gesê het, without Christ, not one step, with him anywhere. En dit het my laat dink dat David Livingstone het in sy lewe 'n totale afhanklikheid aan God gehad en dit besef. So as ons dink aan die miljoene slawe wat verkoop was deur die wêreld se geskiedenis, het hulle geen keuse gehad oor wie hulle meester sou wees en wie hulle sou gekoop het nie. En dikwels besef ek dit ook maar vir myself, dat 'n mens besef nie altyd noodwendig, ek wil sê van wie 'n mens afhanklik is nie. En dat 'n mens baie keer van ander dinge, hoe kan ek sê, dikwels besef ek dat maar vir myself en my afhanklikheid in baie aspekte baie keer van ander dinge afhang, eerder as van Christus. En die nadeel hiervan is dat dit waaraan ons afhanklik is op die einde van die dag, ons raak onderdanig daaraan. 2 Petrus 3 vers 17 tot 18 sê vir ons die volgende: Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. So die enigste manier om ons kan toeneem in die genade van Christus is om afstand te doen van die dwaling af. As ons wil toeneem in die dwaling, dan gaan ons afstand doen van Christus af. En dit sal altyd die teenoorgestelde uitwerking hê. Ons kan nooit 'n middelpunt tussen die twee kry nie. Paulus herinner ons ook dat daar eintlik reeds vir ons in ons lewens 'n prys betaal was. In 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 wat vir ons sê: Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Anders as die gewone slawehandel van ouds, waar die koper 'n behoefte gehad het aan die slaaf, bring Paulus die gedagte eintlik hieroor dat ons uit dankbaarheid ons behoefte eintlik aan ons koper sal besef, en dat ons eintlik duur aangekoop is. Ook anders as die gewone slawehandel word ons nie gekoop om onder dwangarbeid te dien nie, maar eerder word ons vrygemaak
van die sondelas waaronder ons sou wees as ons Christus nie geken het nie. Paulus skryf aan die Galasiërs om hulle te herinner aan hulle vryheid in Christus, waar hulle ook struikel met hulle standvastigheid in terme van die besnydenis, of hulle besny moet word of nie, in Galasiërs 5 vers 1. Dit sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Nou die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, word so 'n bietjie oor uitgebrei in die boekie Heavenly Places, bladsy 156, en dit sê vir ons, diegene wat in Christus glo en sy gebooie gehoorsaam, is nie onder slawerny aan God se wet nie, want vir diegene wat glo en gehoorsaam is aan sy wet, is sy wet nie 'n wet van slawerny nie, maar van vryheid. Elkeen wat in Christus glo, elkeen wat staat maak op die bewarende krag van 'n verheerse verlosser, wat die straf gelei het wat oor die oortreder uitgespreek is, elkeen wat versoeking weerstaan en te midde van die bose die patroon naboots wat in Christus se lewe gegee is, sal deur geloof in die soenoffer van Christus 'n deelgenoot word van die goddelike natuur, nadat hulle die verdorwenheid wat deur welis in die wêreld is, ontvlug het. Elkeen wat deur geloof God se gebooie gehoorsaam, sal die toestand van sondeloosheid bereik, waarin Adam voor sy oortreding geleef het. Die voorwaarde op die einde van die dag is natuurlik om afhanklikheid aan Christus te besef en ook onderdanig te wees aan hom wat ons dier gekoop het. Die tweede ding wat David Livingstone gesê het is, people talk of the sacrifice I made in spending so much of my life in Africa. It is empathetically no sacrifice. Say rather, it is a privilege. Nou, ek is seker meeste van julle het al die sêding gehoor dat Afrika is nie vir sissies nie. En David Livingstone was een van die mense wat in sy 33 jaar hier in Afrika, ek dink dit eerstehands beleef het. Hy het 'n konstante geveg teen malaria gehad, waar hy maar siek geword het van dit. En 'n leeu het hom ook aangeval, wat sy linkerarm toe nou redelik skade aangerig het. En 'n verdere besering op hierdie arm het eintlik die gebruik van die arm redelik beperk, dat hy nie meer volle gebruiking daarvan gehad het nie. Maar steeds het hy sy lewe op hierdie kontinent 'n voorreg genoem, sy ondervindinge hier het hy 'n voorreg genoem. En as ons dink aan hoeveel buitelanders of selfs ons, noem dit nie ook nog steeds 'n voorreg om hier te kan woon nie, of dit te kan kom besoek nie. En dikwels wanneer ons eintlik opoffering in die gesig staar, dan sien ons dit moeilik aan as 'n voorreg. En eintlik wanneer ons besef, wanneer liefde die dryfveer is van die opoffering, dan raak dit 'n voorreg. En ek dink dit is hoekom hy dit 'n voorreg kon noem, en dit is hoekom baie mense Afrika 'n voorreg kan noem, want hulle is lief vir hierdie plek. En ek dink dit is hoekom ons lewe vir Christus 'n voorreg kan noem, want ons is lief vir hom. In Johannes 4 vers 19 sê vir ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. So omdat Christus sy lewe vir ons neergelê het, is dit dan 'n voorreg eintlik om alles wat skeiding maak tussen my en hom, ook aan sy voete te kom neerlê, en dit dan as 'n voorreg te aanskou. Efesiërs 5 vers 1 tot 2 sê vir ons, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. In die boekie God's Amazing Grace op bladsy 174 sê dit is die offer van 'n lewensgawe namens ons, sodat ons alles kan wees wat hy begeer ons moet wees, verteenwoordigers van hom, wat die geur van sy karakter, sy eie suiwer gedagtes, sy goddelike eienskappe soos gemanifesteer in sy geheiligde menslike lewe uitdruk, sodat ander hom in sy menslike vorm kan aanskou en gelei word om te begeer om soos Christus te wees, rein, onbesmet, heeltemal aanvaarbaar vir God, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks. Ek weet, ek het al in my lewe na ander mense gekyk en by myself gedink dat hierdie mense lewe 'n absolute lewe van opoffering. Maar eintlik, as elkeen Christus kan weerspieël in sy lewe, is dit 'n voorreg wat ons het en nie 'n opoffering nie.
Want eintlik sal die opoffering wees om teen dit te kies wat van ewigheidswaarde is. Romeine 6 vers 8 tot 11 lees: As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Van die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus, Jesus ons Here. Dit is die voorreg. Die derde ding wat David Livingstone gesê het, is: If a commission by an earthly king is considered an honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? In Exodus 25 kry ons bietjie te doen met die Hebreëse slawe wat die Israeliete kon aankoop en wat dan nou vir hulle gewerk het in 'n sekere tydperk, en dan die 7de jaar, hulle het vir hulle 6 jaar gewerk. Die 7de jaar is hulle natuurlik vrygelaat en hulle kon kies, sou hulle by hulle meester wou bly, kon hulle dit gedoen het, of as hulle dan nou wou weggaan, dan kon hulle nou weggegaan het. In Exodus 25 vers 5 tot 6 sê vir ons: Maar as die slaaf reguit sê, ek het my heer, my vrou en my kinders lief, ek wil nie as vryman weggaan nie, dan moet sy heer hom na die owerhede bring en hom by die deur of die deurpos bring, en sy heer moet sy oor met 'n els deurboor, daarna moet hy hom vir altyd dien. En dit het my laat besef, in hierdie lewe is ons eintlik vry om te leef soos wat ons wil leef. Christus gee vir ons daardie keuse. Maar wanneer ons Jesus kies, net soos wat hierdie slaaf sy heer of sy meester gekies het, sal daar eintlik 'n kenmerkende eienskap wees wat ons toeëien aan ons meester of aan ons heerser, sodat mense kan weet aan wie ons behoort. Want dit was die doel van die els deur die oor, dat mense kon sien hy behoort aan iemand. In die boekie Sketches of the Life of Paul, in die laaste gedeelte voordat hy tereggewys is word daar vir ons die volgende geskryf: Die kaptein van ons verlossing het sy dienaar voorberei vir die laaste groot stryd. Dit is nou Paulus. Vrygekoop deur die offer van Christus, gewas van sonde in sy bloed en beklee in sy geregtigheid, het Paulus die getuienis in homself dat sy siel kosbaar is in die oë van sy verlosser. Sy lewe is verborge saam met Christus in God, en hy is oortuig dat hy, wat die dood oorwin het, in staat is om te bewaar wat aan hom toevertrou is. Sy gedagtes begryp die verlosser se belofte: ek sal hom opwek in die laaste dag. Sy gedagtes en hoop is gesentreer in die wederkoms van sy Here. En soos die swaard van die beël neerdal en die skaduwees van die dood om die martelaar se siel versamel, spring sy laaste gedagte vorentoe, soos sy vroegste gedagte in die groot ontwaking, om die lewegewer te ontmoet, wat hom sal verwelkom tot die vreugde van die geseëndes. Paulus se lewe was 'n getuienis dat hy Christus gevolg het. Sy lewe was 'n voorreg geweest, en nie 'n opoffering soos wat ons dit dalk baie keer aanskou nie. En net soos daardie slaaf wat sy heer en sy meester gekies het, het Paulus se leefstyl 'n merk gelos, 'n kenmerkende merk aan wie hy behoort het. En dit is hoekom hulle hom wou doodmaak. Maar sy gedagtes was altyd hemelwaarts gerig, en dit was die hoop wat hy vir elkeen van ons gelos het. Kom ons buig ons hoofde. Liewe Heer, ons weet dat daardie prys wat U vir ons betaal het, nie 'n maklike prys was nie, nie 'n goedkoop prys was nie. Mag U ons help om ons waarde in U te besef, en dat ons lewens na U te sal bring in dankbaarheid vir alles wat U vir ons doen. Mag ons dit aanskou as 'n voorreg om U te dien, en U te kan loof en prys, en 'n getuienis vir U te kan wees. Lei ons asseblief in die week wat voorlê, gaan met ons waar ons by die kerk se deure uitstap, dat U in ons mag lewe. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.